Shabbat Shalom aan elkeen van julle. Ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Yeshua ons Messias. Nou ja, ek en jy het al hierdie sake uitgemaak. Hoekom Shabbat, hoekom Shalom en hoekom die naam van Yeshua. So nou kan ek en jy in vrede met mekaar aangaan en dit in die woord van die Here en ons kan mekaar ontvang en ons kan net lekker dit geniet om in hierdie tydjie in die teenwoordigheid van die Here te wees en van hom te leer. Nou ja, hierdie boodskap wat ek vanoggend vir jou wil bring, kom al van maandagmôre af. En dit het so deur die week geresoneer deur die woorde van ander mense dat ek op 'n stadium gedink het, miskien moet ek nie hierdie boodskap bring nie, is miskien al 'n bietjie uitgetrap. Maar gistermiddag toe ek hier kom sit en vir my 'n boodskap opsit, sit ek 'n man se boodskap op met die naam van Louis Malherbe en ja, ek sal hom nog graag kon geken het in my tyd. Maar ja, hy is al lang terug oorlede, maar deur sy boodskap inspireer hy my deur die Gees van die Here om wel hierdie boodskap af te lei. Nou die boodskap wat ek hierso opsit sê so: as niks meer sin maak nie, as niks meer in jou lewe sin maak nie, en ek wil nou die volgende op negatiewe emosies kom wek om jou te kry om weer te glo nie. Nee, ek wil net sê, op 'n stadium gebeur dit dalk dat jy as 'n kind van die Here by hierdie plek kom en sê, niks maak meer vir my sin nie, niks wil reg uitwerk nie, en jy bevraagteken jouself. Wat is die rede daarvoor en hoe kan ons dit regmaak? Want die Here het vir ons wel elke antwoord, enige antwoord wat jy soek, hy is binne in hierdie woord. Jy gaan hom kry as jy net soek. Nou ja, voordat ek begin, daar is ons prentjie, man wat op 'n klip sit met die woorde, as niks meer sin maak nie. Kom ons bid eers saam. Aba Vader, ons kom vanoggend om tot u troon te nader en ons vra dat u ons genadig, dat u my genadig sal wees, Here, dat u my lippe, my verstand, my gedagtes, my hart sal aanraak, Here, dat ek 'n woord sal spreek wat vir u behaaglik is en nie vir die wêreld, om goedkeuring deur die wêreld te kry nie, Here. Ek vra dat ek niks sal byvoeg of weg sal vat, Here, uit hierdie woord soos wat u in my gewys het nie. Ek eerlik dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, vanoggend wil ek uit liefde uit eers te sê. Ek wil 'n verklaring maak, kom ek sit hom so lank so op, Natasha, verklaring van verantwoordelikheid. Nou, ek maak 'n verklaring, wat is my verantwoordelikheid? Nou, voordat ek die hele verklaring maak, wil ek nou vanoggend al die geliefdes vra. Sê vir ons 'n bietjie, van waar af kyk jy? Ons wil graag mense bereik, van Messina af tot in die Kaap, van die Ooskus na die Weskus. En dit is my missie, is om die evangelie van Jesus Christus te vat na soveel mense moontlik. Maar wil ek ook sê, en dis waarna my verklaring vanoggend inkom, is om te sê dat ek staan nie onder die gesag van enige mens nie. Ek staan onder die gesag van die Gees van die Here. Daar is nie iemand wat vir my sê, preek so of preek dit of doen dit nie. Ek doen dit vanuit die verantwoordelikheid uit van die Gees van die Here. So, en ek maak nou saam met Paulus hierdie verklaring. As daar mense wat dalk getwyfel het, dan wil ek saam met Paulus hierdie woorde uitspreek en sê, in Galasiërs 1:10 sê hy die volgende. Hy sê, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, hy maak die stelling, as ek dan nog by die plek is waar ek mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. En dit wil ek ook vandag sê. As ek nog by die plek staan waar ek onder 'n organisasie moet staan en by hulle moet hoor, wat moet ek preek of wat kan ek sê of wat moet ek sê, dan soek ek die guns van mense. Dan wil ek gesien word deur mense. Maar ek wil vandag vir jou sê, hierdie boodskappe kom suiwer uit die Gees van die Here uit, soos dat hy dit in my bewerk. So as jy voel, hierdie boodskappe is nie vir jou nie, skrou verby, boet. Mevrou, skrou verby. As jy voel, dit is nie vir jou nie, skrou verby. Dit is reg. As jy wil kommentaar lewe, al is dit negatiewe kommentaar, doen dit ook. Ek kan dit vat soos 'n man om te sê, dit is reg, ek aanvaar dit. En as jy iets positief wil sê, kom ons prys die Here daarvoor, dit is vir my ook goed. Maar kom ons gee 'n bietjie mekaar in hierdie week terugvoer van waar af. Want ek en Natasha, soos ek sê, is nou al amper 'n jaar. Ek wil net bietjie gaan kyk in die geskiedenis, wanneer het ons die eerste keer begin uitsaai, en dit was nog daar in Enikot gewees. Nou ja, vanoggend se boodskap, het soos ek gesê het, as niks vir jou meer sin maak nie. Nou ek wil dit vir jou baseer uit twee mense. Ek wil vanoggend vir jou twee mense, of jou bekendstel aan twee mense. Die eerste ene steel ek by Louis Malherbe, wat ek gisteraand gekyk het,
en sy naam is Goeie Gawe Christen. Hy lyk so. Goeie Gawe Christen. Goeie Gawe Christen. En ek maak die verklaring om te sê, hy's 'n mens, en hy's 'n natuurlike mens, en hy is 2/3. Hy is 2/3 van wat hy moet wees. Nou hierdie Goeie Gawe Christen, waar kry jy hom? Jy kry hom in enige kerk. Jy kry hom op enige plek. Is iemand wat vroom is, wat opgewonde is, hy praat van die Here, hy lees sy Bybel, hy bid, hy doen elke ding soos wat dit gedoen word. Hy gaan kerk toe 2 keer op 'n Sondag. Hy doen al hierdie goeders. Gaan bid hier toe. Hy doen alles. Maar wanneer dit by die dinge kom, wanneer dit moeilik begin raak in die gees, dan raak hierdie persoon afsydig teenoor die Here. Dan begin hy wegtrek van die Here af. Dan wil hy weer teruggaan na die wêreld toe. Of dit gebeur so, want hoekom, Natasha, ek gaan gou dit so opsit. Gees, ons almal weet dat ons 3 dimensies het. Ons het 'n gees, siel en 'n liggaam. Hoppa, dan gaan ek verkeerde kant toe, Natasha. En 'n liggaam. Nou jy sal sien, ek het met inkramente hom groter gemaak. Gees, siel en liggaam. Hierdie persoon word hoofsaaklik deur sy liggaam, deur sy sinne, word hy bestuur. En ja, dit is daardie mens wat hy sien, wat hy hoor, en dit wat gebeur, maak hom glo. Daar is nie 'n regte koneksie in sy gees nie. Hierdie is die tipe Christen wat al alles probeer het in die boek om die Here te behaag. Maar omdat hy nie reg is of op die regte plek is nie, gebeur dit dat hy dan ongeduldig raak met die Here. Dis die persoon, Natasha, wat al deur die Bybel gelees het, gesien het dat daar in Psalms geskrywe staan dat daar 'n vreugde is, 'n blydskap is om die gebooie en die insettinge van die Here te onderhou. En hy het al gaan lees daar in Deuteronomium 20 en al die ander plekke van die wette van die Here, en hy het dit gelees en hy het dit probeer toepas, en hy het ongeduldig geraak. Hy het op 'n stadium by 'n plek gekom waar hy met die Here begin redeneer het. Here, waarom dit en waarom dat? Hy het begin redeneer, Here, hoekom die Sabbat en hoekom al hierdie goeders? Here, hoekom siektes? Hoekom al hierdie goeders? En dit is 'n persoon wat 'n goeie gawe Christen is, maar hy is nie volmaak of volkome vir die Here by die plek waar die Here hom graag wil hê nie. En wat gebeur, Natasha, is dat die skrifgedeeltes of die skrif verklaar hierdie mense ook aan ons. Hulle identifiseer die mense aan ons. En ek wil nie vir jou sê dat jy 'n verkeerde mens of dat jy sondaar is of dat jy anti-Christus is as jy op hierdie plek is nie. Ek sê jy's dalk nog nie by die plek waar die Here graag jou wil hê nie. Jy moet nog bietjie aanpas in jou lewe, en ek gaan nou vir jou verduidelik hoe pas 'n mens aan. Hoe maak 'n ou veranderings? Nie hoe maak jy veranderings nie. Wat moet gebeur in jou lewe? Kom ons kyk, hy sê maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Want dit is vir hom 'n dwaasheid. Wanneer jy met mense praat oor sekere aspekte, dan sal hulle sê, nee, ek dink nie dit is wat die Here van my verwag nie. Maar dan staan dit hier in wit en swart. In die woord van die Here, hier staan dit reg voor jou. Dan sal hulle sê, nee, hulle gaan soek ander argumente om dit weg te redeneer. Hy sê dit is dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Jy nie ingeprop is nie, en jy is nie daar nie, kom ek verduidelik hoekom ingeprop. Kom ons gaan kyk na my volgende prentjie. Soos ek Natasha gesê het, ek is baie trots op hierdie prentjie. Ek en ChatGPT het hierdie prentjie gekreëer. Dit is Pixmar. Dis 'n lampstand wat so op die lettertjies spring en stamp hy hulle in die grond in. Ek weet nie, jy het hom al gekyk as jy saam met jou kinders animations gekyk het. Het jy hom gesien? Nou hierdie lampie kan jy sien. Hy is ongelukkig. Hy kyk na sy prop en hy weet daar's ernstige fout. So ook baie kinders van die Here, hulle kyk na hulle lewe, hulle kyk na die omstandighede en hulle weet daar ernstig is 'n fout. Iets is nie reg nie. Nou wil ek vir jou stel dat die skepingsdoel van hierdie lamp is om te kan skyn, om 'n lig te kan laat skyn. Hierdie tipe ligstand is gemaak om op 'n lesenaar te staan, sodat wanneer jy Bybel lees, sodat jy die skrif van die Here kan sien. En as jy nou al so 'n bietjie begin blind raak het, of jou arms het begin kort raak en jy kan nie meer so goed sien nie, het jy so 'n lamp hier by jou tafel nodig om te kan sien wat in die woord van die Here staan. Dis hierdie lamp se doel, is om lig te kan gee waar dit nodig is. Nou wil ek vir jou sê dat ek en jy het ook 'n skepingsdoel. 'n Skepingsdoel wat ek en jy nie kan wegredeneer nie. Nou as jy nou vandag 'n persoon is wat in evolusie glo, dan moet jy nou maar verbyskrol of jou ore toe druk. Elke mens is deur God gemaak en daar's 'n skepingsdoel agter my en jou.
wat die Here, die rede vir my en jou bestaan, vir ons teenwoordigheid op hierdie aarde, is om God te kan behaag. Ons skepingsdoel is uitsluitlik om die Here te kan tevrede maak. Nie dat hy 'n God is wat elke nou en dan aandag soek nie. Nee, hy het ons gemaak vir 'n rede en ons rede is om hom te behaag. Nou, jy kan nie die Here behaag wanneer jy aanplak, as jy uit die muurprop uitgeprop is nie. En die skrifgedeelte wat ek vanoggend vir jou kan bysit by hierdie gedeelte is dit. Hy sê die volgende in Romeine 8 vers 6. Want die vlees bedink is die dood, maar die gees bedink lewe en vrede. Dit is ironies dat hy dit so stel, dat die gees bedink lewe en vrede. Wat se lewe? Die lewe van die Here, die lewe wat hy vir jou in jou binneste kom gee, lewe in oorvloed sê hy vir jou. En dan, wat se vrede? Vrede tussen my en God. Hoekom raak jy ongelukkig? Hoekom dink jy dinge werk nie uit nie? Dinge werk nie uit nie omdat jy nie vrede met God het nie. Hoekom gebeur dit? Hy sê dan in vers 7 die volgende: omdat wat die vlees bedink vyandskap is teen God. Jy is besig om vyandskap met God te hê. Jy is besig om vir die Here kwaad te wees vir die verkeerde redes. Jy begin die Here beredeneer. Wat bedoel ek by dit? Jy wil die Here stap vir stap uitlê. Maar ek wil vir jou sê, hierdie God is ver groter as wat ek en jy dink. Al dink jy die hoogste, dan het jy nog nie eens daar gekom nie. Al, wat sê die Bybel in 'n plek? Die mens se goeie werke is soos 'n vuil kleed voor die Here. Al dink jy, dan is jy nog nie daar nie. Hy sê dan na die dubbelpunt, hy sê, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Daarom, toe goeie gawe Christen probeer het om die dinge van die wet te doen, het hy gefrustreerd geraak daardeur. Hy het ongelukkig daar, want hoekom? Hy probeer dit vleeslik beredeneer. En nie geestelik nie. Die doel daarvan is om in die gees van die Here te wees, en ons gaan nou daaroor praat. Ek en Natasja het nou so 'n bietjie van 'n gesels oor die volgende stelling, die volgende persoon waar ek jou wil bekendstel. Die volgende persoon wat ek jou bekendstel is die ongebalanseerde Christen. Natasja sê nee, hy kan nie ongebalanseerd wees nie. Die Christen is gebalanseerd en dit en dit en dit. Maar vir die wêreld lyk ek en jy wat in die weë van die Here wandel, wat in die gees van die Here wandel, ons is vir hulle onbalanseerd. En ek gaan vir jou gou verduidelik. Kom ons gaan kyk na die volgende ene. Wie is hierdie persoon? Wel, hy lyk so. En ek het die volgende bygesit by hom. Mens, geesgevul, 3 uit 3. Wat beteken dit? Hy is vol. Hy is volledig. Hy is waar hy moet wees. Wie is hierdie mense? Hoe lyk hulle? Nou ek wil vir jou sê, hierdie week het ons die onaangename taak gehad om een van ons kollegas te moet gaan groet, te gaan begrawe. En by die roudiens het ek vir kaptein Ter Blanche vir die eerste keer gesien nadat hy polisie uit is en hy was in uniform gewees, nie polisie uniform nie, hy was in 'n kapelaans klere geklee gewees en ek wil vir jou sê, hy is 'n abnormale Christen. Hy is absoluut 'n abnormale Christen en ek gaan jou verduidelik hoekom. Wie is hierdie abnormale mense? Nou dit is volgens die visie van die wêreld, hoe die wêreld ons sien. Natasja, jy is reg. 'n normale Christen is iemand wat leef soos wat God wil hê. Jy's 'n normale Christen. Jy wandel deur die gees van die Here. Jy wandel soos wat hy wil. Nou wie is hierdie mense? Ek wil vir jou sê, punt 1, jy's bloedgewas. Nie dit bloedgewas deur 'n bok of deur dit. Jy's bloedgewas deur die bloed van Jesus Christus en vrygekoop van hierdie wêreld. Wat het volgende gebeur? Jy's gedoop in die dood van Jesus Christus om ook dit te kan wees binne die opstanding. En wat is die laaste gedeelte? Jy's gewederbaar. Daar is iets wat in jou binneste plaasgevind het. Daar is iets wat binne in jou binneste gebeur, wat krag gee, wat jou energie gee, wat jou opgewonde maak, wat jou op laat staan in die oggend en sê ek is reg, kom wat wil. Ek is reg om die lewe aan te vat, want hierdie God wat in my is en wat deur my leef, maak my om te kan doen wat bonatuurlik is. Wat vir die wêreld abnormaal is vir my just normal. Is vir my heeltemal normaal. Nou wil ek vir jou sê, wees versigtig, want daar is baie wille geeste wat hulle self voordoen as die Heilige Gees binne in die kerk.
En dit veroorsaak dat jy 'n goeie gawe Christen word. Want hoekom? Hy wil jou afsonder, hy wil jou toemaak, hy wil maak dat jy niks van die Here kan ervaar nie. Hy wil maak dat jy opgewonde raak wanneer ons gesing het in die kerk en jy het hande opgelig, jy het gejive en jy was tevrede geweest, maar maandagmôre kom en dan weet jy niks weer nie. Dan as jy terug weer in die wêreld, jy vloek weer soos 'n matroos, die dinge van die wêreld gaan met jou aan, jy loop die pad van die wêreld, goeie gawe Christen. En wanneer dit kom om te bid, dan is jy weer bly om die Here te aanbid en so gaan die routine aan. Hy sit jou in 'n organisasie en hy druk jou in 'n blik en hy wil nie hê jy moet kan leef nie. Dit is die probleem met verkeerde geeste wat binne in die kerk manifesteer. En doen hulle, Natasha, my vriend, my vriendin, gaan doen jou eie studiewerk, gaan begin bietjie soek om te kyk wat se geeste manifesteer binne in kerke. En dis lankal nie meer die gees van die Here nie. En die Here het ons gewaarsku, maar ons is nou hier om te praat oor hierdie normale Christen of opnormale Christen, hoe ook al jy daarna wil kyk. Gees, siel en liggaam, en jy sal die inkremente sien wat ek hom kleiner gemaak het, want vir hierdie persoon maak die liggaamlike dinge nie meer saak nie. Kyk hulle mooi na hulle self, ja hulle doen. Rook hulle? Nee, hulle rook nie. Is hulle op drugs? Nee, hulle is nie op drugs nie. Want hulle pas hulle liggaam op, want hulle weet dit is 'n tempel van die Gees van God. Want hy sê, die woord van die Here verklaar dat ons is sy tempel. Maar hy wandel deur die Gees. Sy siel, ja, bedink die dinge van die wêreld, sien die dinge van die wêreld, maar dit maak nie saak nie. Kom ons kyk na die skrifgedeelte, dan maak dit dalk vir jou sin. Galasiërs 5 en vers 24 en 25 sê so: maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Ja, die ding om te kan wil uitgaan en te party en te disco en te jol, het hy gesê, of ek is klaar met dit. Die Here het my vrygekoop van dit. Ek is klaar met dit. Die ding om te begeer om 'n beter kar as die mense next door te hê, het dit klaar gekry. Om te kompeteer met die wêreld. Jy weet, ek ry met 'n ou karretjie werk toe, en as ek sien partykeer wat by my werk aan die gang is, dat mense bly karre koop om beter as die ander een te wees, dan dink ek, jong, en Natasha, dis waar die probleem kom. Dis waar die probleem kom. Wanneer daar gevra word dat ons vir die Here moet kan gee, dat ons volle tiende na die skatkis van die huis van die Here toe bring en dit daar los, dan raak ons heeltemal abstrakt en ons raak blou in die gesig en ons word kwaad met woede. Want hoekom? Ek is nie meer onder die wet nie. Is daar die wet weggevat? Broer, suster, hoe bestaan die kerk dan vandag? Hoe moet die kerk aangaan? Hoe moet die dinge van die kerk doen? Is dit 'n instruksie wat die Here weggevat het? Ek wil vir jou sê, die Here Jesus Christus, toe hom gevra het oor die tempelbelasting, het hy nie gesê, wel, ek is die meester van hierdie tempel nie, dit is my tempel nie. Hy het Petrus gestuur om in 'n vis se mond die geld te gaan kry, om dit te gaan betaal. Ja, hy het dit bo-natuurlik gedoen, want hierdie God wat ek en jy aanbid, hierdie Jesus, hierdie Yeshua wat ek en jy aanbid, is bo-natuurlik. En jy kan dit in sy lewe sien. En al die dinge wat hy gedoen het, die blote feit dat hy die dood uit opgestaan het, hy is bo-natuurlik. En hy wil my en jou in 'n bo-natuurlike weg lei, 'n weg wat vir die mense abnormaal lyk. Maar vir my en jou as 'n kind van die Here, is dit doodnormaal. Vers 25. As ons deur die Gees lewe, laat ons deur die Gees wandel. Laat ons ook deur die Gees wandel. As ons deur die Gees lewe, hy vra, is dit so? Is jy in die Gees van die Here gebore? Laat ons deur die Gees wandel. Nou laat ons nie meer die dinge van die wêreld doen nie. Laat ons nie meer meeding soos wat die wêreld meeding nie. Laat ons nie nog groter kerke en nog groter dinge doen nie. Ja, ek het nou gepraat oor tiende. Dan sê mense vir my, Natasha, hulle sal hulle tiende gee waar dit reg is. Jy is heeltemal reg om te doen met jou geld wat jy wil, maar ek wil jou hê, jy moet net 'n bietjie oomblik gaan dink. Jou krag, jou vermoë, jou talent, waar het dit vandaan gekom? Het dit nie van die Here afgekom nie? Het die Here jou nie die vermoë gegee om hierdie werk wat jy het te kan doen nie? Nou lewe jy above your means, bo jou vermoëns. Jou geld gaan uit na allerlei ander dinge. En die werk van die Here word agterweë gelos. Ja, hy sê na die huis van die Here toe. As daar 'n plek is waar jy aanbid, vat dit soontoe. Gaan betaal dit daarin. Want jy gee daai geld nie. Ja, ek wil nie hê die dominee se kind moet universiteit toe gaan en hy moet 'n groot Mercedes ry en ek moet 'n ou skrok ry nie.
Nee. Jy gee dit dan vir die mense, dis hoekom jy sukkel om die dinge van die Gees te kan aanvaar. Want hoekom? Jy beredeneer nog dat jy dit vir 'n mens gee. Wanneer jy daar die geld laat gaan, en dis nou maar een voorbeeld wat vir my maklik is. Wanneer jy daar die geld laat gaan, wanneer jy dit daar in die koffer ingooi, of waar ook al ingooi, in die mandjie ingooi, dan het jy dit vir die Here gegee, nie vir die kerk of vir die dominee nie. Jy gee dit vir die Here. Dit is hulle verantwoordelikheid om dit reg te bestuur. Die Here sal dit by hulle gaan soek. Ja, dis een voorbeeld. Dan kan ons nog na die huis toe kom, né, Natasha? Hoe mense in hulle huis optree. Vir die wêreld wil hulle vertel dat jy moet 'n goeie kind van die Here wees. Hulle wil getuienis gee by die kerk van die grootheid van God, maar wanneer hy by die huis kom, is hy 'n demoon. Is hy 'n Satan homself. Dan kan sy vrou en sy kinders nie eens vir een oomblik sien hoe die ou kerk toe gaan nie. En kom volgende week, dan dwing hy sy hele huisgesin om aangetrek te wees. Dis nou 'n goeie gawe Christen. Hy gaan saam met sy huisgesin kerk toe. Maar hy leef nie die dinge van die Gees uit nie. Skop die honde by die huis, vloek die kinders. En dan daai kinders moet nou groot word en hulle moet uit die voorbeeld van hulle ouers moet hulle nou die Here volg. En hulle kan nie, want ek het nie by my pa en my ma gesien nie. Kan julle sien wat is die knock-on effek op hierdie goeters? As ons in die wêreld leef of by 'n plek kom waar die Gees van die Here nie vaardig, wanneer sy lig nie oor ons skyn nie. Kom ons gaan kyk na my volgende prentjie. Hierdie prentjie het ek in ChatGPT ook gecreate. En die lampie, nou happy, Natasha. Hy is happy. Hy sê alles is nou reg. Sy lig skyn net soos wat toe ek nou met kaptein Ter Blanche gepraat het. Jy kan sien die lig skyn uit hom uit. Alles is reg. Want hoekom? Hy is by die muur ingeprop, hy is by die kragbron ingeprop. Hy is reg en gereed om die werk van die Here te kan doen. Hy skyn natuurlik. Het jy al dit agtergekom dat 'n kind van die Here het nie nodig om 10.000 woorde met jou te praat om te weet dat hy 'n kind van die Here is nie. Mense kan dit voel, mense kan dit ervaar, mense kan hoor en sien hoe jy jouself optree en die Gees van die Here skyn deur jou. Kom ons gaan kyk gou na die skrifgedeelte. Galasiërs weer. Galasiërs 16 5 vers 16 sê die volgende: Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die wêreld daar troep. Bid, laat die Gees van die Here jou lei. Dan sal jy nooit by daai paadjies, daai afdraaipaadjies afgaan en eers daar gaan vassit in dinge wat jy nie moes gewees het nie. En dan moet jy nou later vir die Here om verskoning vra oor dat jy gesondig het of op 'n plek was waar jy nie moes wees nie. Bly weg daarvan, wandel volgens die Gees, want die Gees sal jou lei in die volheid van geregtigheid. Vers 24 en 25, hy sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees en sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. En weer herhaal van daardie skrifgedeelte. Hierdie lamp kan net reg werk. 'n Gebalanseerde Christen kan net werk as hy ingeprop is op die regte en korrekte kragbron. As hy aangeskakel is en sy lig skyn. Nou sal jy my vra vanoggend, François, maar hoe maak ek dit reg? Ek wil vir jou sê, die Here het al lankal met jou kom werk. En hy staan by die deur en hy klop. Sê hy nie dit so in Openbaring nie. Sê hy staan by die deur en hy klop, en as jy die deur oopmaak, sal hy ingaan en by jou 'n feesmaal hê. Ja, ek wil vir jou sê dat hierdie woord van God is goed vir ons. Dit leer ons, maar die beste is om met die Here 'n verhouding te begin aanknoop. Ek wil nou vir jou vanoggend my prentjie opsit. Dit klink nou en dit lyk nou soos daar toe ons by Emile was op die berg. En ja, ons het ook as die 6 van ons daar op die berg gaan sit om met die Here te gaan gesels. Te gaan gesels oor wat aangaan en wat die Here van ons verwag en hoe ons moet leef. En so wil die Here ook vir jou vanoggend met jou kom sit en met jou gesels. Hierdie ou sit daar op die berg. Hy's besig om met die Here te gesels, sy saak uit te maak. En wat 'n skrifgedeelte sit ek vir jou daar? Jesaja 1 vers 18. En hy sê die volgende: Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Die Here wil. Jy moet goeie gawe Christen gaan kruisig en klaarmaak met dit, om by 'n normale Christen lewe uit te kom. Om 'n normale Christen lewe te kan lei, moet jy die Gees
moet jy die Here eerste stel, sodat jy die begeerlikheid van die vlees kan kruisig, en sê, ek sal doen soos U wil. Kom ons kom weer terug, kom ons doen weer wat vir die Here behaaglik is, kom ons leef in sy volheid. Kom ons leef nie net vir nou vandag nie, maar kom ons leef van Sabbat tot Sabbat, in die volheid van sy gees, om te doen wat vir hom behaaglik is. Jy kan dit doen, ek weet jy kan. En dit is nie onmoontlik nie, want anders sou die Here nie vir ons gesê dit is moontlik nie. Hy sê dit is vir ons moontlik. Die volgende spreek ek oor jou uit, dat jy vrede mag hê in jou week. En hy sê die volgende, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou sinne bewaar in Jesus Christus. Filippense 4 vers 7. Dit spreek ek namens my en Natasha en Lewe in Jesus gemeente oor jou uit. Mag hierdie week vir jou 'n perfekte week wees in die teenwoordigheid, en mag daai proppie weer ingeprop wees by die regte kragbom, en mag hy aangesit wees, en mag die lig en die lewe van Jesus Christus in en deur jou lewe begin skyn. En ek groet jou. Shalom. Kom ons sluit af. Aba Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid. Dankie vir die uitdagings, Here, want ons weet dat ons die regte dinge doen. Ons loof en ons eer U. Ons vra dat U ons sal seën in die res van hierdie dag. In Jesus naam. Amen. Shalom.